lees dan vanmôre verder, 18 Maart 2026, lesing 107 van die groot Johannes Evangelie. En dit is boek 3 wat ons nou behandel. En ons is nou by hoofstuk 199 en hoofstuk 200 wat ons gaan behandel. En dit gaan nog steeds oor die Persiese Judeërs wat by Yeshua aangekom het en baie agterdogtig is en nie wil te kenne gee dat hulle iets van 'n Messias al weet nie. En ek wou eintlik vanmôre hierdie hoofstuk 200, eintlik 'n stuk van 199, het ek gedink 'n mens kan maar eintlik dit laat gaan, maar toe ek nou verder aanlees, toe kom ek agter dat dit wat hier beskryf word, is mense wat in die geselskap was, van die mense wat nou vir Yeshua besoek het. En hy het ook vir hulle genesing en verlossing gebring. En toe weet ek, hy praat van 'n tipe aan die eindtyd, want ons kyk na al hierdie boodskappe met 'n profetiese oog. Dit is 'n soort mens, hierdie man en vrou se verhaal wat nou vir ons oopgemaak gaan word, is iemand, het wys heen op 'n groep en 'n tipe mens op aarde aan die eindtyd. En daarom het ek geweet, ons moet dit lees, want dit is dalk, ek het nog nie 'n mooi idee, presies wie dit is nie, en sal julle graag na die lesing, of aan die einde van die lesing wil vra. Wie dink julle stel dit voor? So nou, daar's al twee ouens, die een ou is Skabby, hy is nou die absolute hardvogtige een, en nou is hier 'n ander man in die geselskap, en die opskrif is dan die beter insig van Jura, hoofstuk 199. Die ander sê, jy is weliswaar altyd die versigtigheid self, en versigtigheid is die moeder van die wysheid. Maar hier lyk dit nie of jy dit reg gebruik nie, want ons het ook 'n bietjie mensekennis. En hoe langer ons die ondersoeker gadeslaan, dit is nou Yeshua, des te meer verdwyn elke gedagte dat hy iets kwaads ten doel het. Ek, jou mede-afgevaardigde, het voorheen my ore baie gespits, en het baie gehoor van die geheime bespreking wat die ondervraer met Sirenius. Dit het slegs betrekking gehad op 'n ligte besorgdheid oor die moontlikheid om ons van ons waansin te genees. Die tempel moet ons indirek op lafhartige wyse heeltemal verkeerd ingelig het oor die Messias en oor die Romeine, waardeur ons nou 'n blinde angs vir hulle het en ons regte en goeie geloof vir hulle verberg. En dit het ons nou in die vorige lesing ook gesien, dat hulle deur die tempelpriesters in Jerusalem vertel is dat Yeshua 'n rebel is en dat hy die mense opsweep teen die tempel en die Romeine haat hom en die Romeine jag hom, wat nie so is nie, want die hoof van alle Romeine in daai gebied is nou by Yeshua saam met nog ander belangrike mense. En dit tel hierdie ou nou op. Op ons weg hierheen het ons tog wel die geleentheid gekry om die Romeine wat oral aanwesig is gade te slaan. En ondanks al ons sluwe navraag kon ons nêrens iets ontdek waaruit op te maak sou wees dat die Romeine werklik so onmenslik is nie. Inteendeel hoor ons altyd dat hulle allerweë baie ongedwonge is en dat hulle die beste beoordeling ter wêreld het. Jy sê wel altyd, as hulle by hierdie geleentheid onmenslik sou wees, dan sou hulle dit wel baie goed weet om voorlopig voor die oë van die wêreld te verberg en om nie voortydig onrus onder die volk te saai nie. Maar die mening deel ek nie. Elke mens behoort tog altyd aan 'n familie, wat hulle verdwyning tog wel sou moet merk, en daarna sou gaan navors waarheen die geliefde familielid verdwyn het. Maar tot op hede is van so iets nog nêrens 'n spoor gevind nie, en daarom glo ek hier dat jou, oorigstens baie prysenswaardige versigtigheid, te ver gegaan het, veral teenoor die baie oop en opregte ondervraer. Ek het egter nou iets heeltemal anders hier bemerk, en wel iets baie uitsonderlik.
En dit verbaas my baie, dat dit jou skerp blik heeltemal ontsnap het. Skabby sê, nou wat dan? Ek sou tog ook iets moes gemerk het, want my oë ontgaan andersins nie so maklik iets nie. En my gevoel is so teer soos 'n oggendbriesie. Dit sou my verbaas het, as jy iets hier ontdek het, wat my oë sou gemis het. Nou 'n bietjie arrogant oor homself, want hy kyk met sy verstand en nie met sy hart nie. Die tweede afgevaardigde wat Jura eet sê, tog wel, het jy nie gemerk wat die ondervraer so terloops wou aangee, toe hy ons Elia se visioen in die grot so goed verstaanbaar, asof dit op homself betrekking gehad het, verklaar het nie? En Skabby sê, en wat sou hy dan daarmee wou aangedui? Jura sê, niks anders nie, as dat hy self die beloofde Messias is, voor wie se mag alle heersers van die aarde hulle moet buig. Kyk, dit het jou groot versigtigheid heeltemal ontgaan, en dit het ek ontdek. Ook hoor my baie gespitste oor, hoe die opperstaatshouer kort tevore jou ondersoeker sy meester genoem het, iets ongehoords vir 'n Romeinse opperbevelhebber. Kyk, dit is suiwer dinge waarmee 'n mens uit louter oordrewe versigtigheid toch werklik nie sommer oorheen moet hardloop nie. Maar wat as hierdie seldsame man moontlikerwys tog die beloofde Messias sou wees? Nou hierdie openbaring is nou 'n duidelike voorbeeld van iemand wat luister met sy hart na wat Yeshua vir hom sê. En die ander man het soveel verstandelike teenstellings gehad wat hy net nie wou luister wat Yeshua sê nie. Hy was heeltyd besig om hom te oordeel. En dit is hoekom baie van ons mense ook nie die woorde, hierdie nuwe openbaringswoord kan lees en die wonderlikheid daarvan kan aanvaar soos wat ons dit nou aanvaar nie. Want hulle is heeltyd besig om dit met 'n kritiese oog te beloer en te lees. En hulle kom nie by Yeshua in hulle hart uit nie. Maar hierdie man het geluister toe Yeshua die verhaal van Elia uit die Ou Testament geestelik vir hulle uitgelê het. En dadelik het hy Yeshua in sy hart aangevoel. Dis hy wat nou soos 'n ligte briesie voor die grot verbygaan. Alhoewel die ander ou sê, man, ek kan alles verstaan. My gees is soos 'n oggend, wat sê hy? My gevoel is so teer soos 'n oggendbriesie. Maar hy lieg. Hy het 'n groot dink van sy eie verstandelike kennis. Maar hierdie ander man is nou 'n bietjie anderste. En hy is ook soos wat ons behoort te wees. Nou sê die ander ou Skabby, dan sou hy baie tevrede kan wees met my teregte sorg. Want my versigtigheid is juist daarop gerig om die heiligheid van ons godsdienst te bewaar vir die gif van die heidene. Jou waarneming kan sekerlik waarheid bevat, maar sonder die skerpste, mees geheime ondersoek mag ons nie sommer iets aanneem nie, tensy ons deur die oortuigendste bewyse gewoonweg daartoe gedwing sou word. Want alles wat jy waargeneem het, sou tog 'n listige masker kan wees, en dan sou dit baie moontlik kan wees, dat ons op die plek wat deur my gevrees was staan. Wees dus maar kalm, vriend. As sulke dinge waar is, neem die mens dit altyd nog vroeg genoeg aan, want 'n oorhaastige aanvaarding sou iemand in 'n groot verleentheid kan bring. Nou hierdie ou se redenasie laat my dink en iemand waarmee ek te doen gehad het in die afgelope week. Ek plaas maar goedjies van Bertha op Facebook. En daar's een persoon gesê, hoekom, hy sê ek het dit so teen hierdie mense wat versies aanhaal en profeseë aanhaal en profeseë opsit. Ek wil niks van daai goed weet nie, want dit maak 'n mens net bang. En ek het hom toe geantwoord, maar dit behoort jou nie bang te maak, as jy Vader se gees in jou het, soos wat jy beweer, want hy sê, ek bly maar net stil en ek lees net die Bybel. Ek sê, as jy die gees van hom het, sal dit vir jou 'n vreugde wees, as iemand vir jou met 'n Bybelversie ondersteun, of
gebruik om jou terecht te wys. Nie altyd wat mense verse vir jou gee nie, om jou te help nie, hulle gee dit om jou te oordeel. Maar dit is goed, want dan kan jy jouself ondersoek. En dit is die ding met mense wat oorversigtig is. Hy bly maar net by die Bybel. Hy gaan nie hierdie nuwe goed lees nie. Nou dit is 'n baie verharde gees, alhoewel dit nie so lyk nie, omdat die ou baie godsdienstig voorkom. Maar nie wel werklik die gees van Vader in hom het nie. Want as jy die Vader se gees in jou het, dan waarborg ek jou, sal jy hierdie woorde dadelik aanneem, want dit is deur dieselfde gees geïnspireer. Maar die kerkgees is die moeilikste valse gees om te identifiseer. Ons noem dit 'n godsdienstige gees. Satan het deur die eeue heen het hy as baie wreed in mense opgetree. Duiwels wat die wreedste masjiene ontwerp het om mense te martel. 20 tot 40 miljoen is doodgemaak met hierdie martelmetodes deur die Rooms-Katolieke Kerk. Maar hy het later besef dat hy 'n bietjie sy aanslag moet verander. En toe kom hy tevoorskyn met demoniese, godsdienstige geeste. Maar jy kan hulle uitken. Eerstens is hulle nie in staat tot ware liefdeswerke nie. Want die geeste van Satan vlug vir die liefde. Liefde is 'n lig wat hulle verblind. Maar hulle sal baie dweep met die Bybel. Hulle sal vir jou heeltyd versies gee. En hulle sal, ek het dit nou al gehoor van veral ou tannies, hulle kan nie 'n sin sê as hulle nie sê as die Here dit wil nie, of as die Heretjie dit wil. Julle het dit seker al gehoor. Dit is 'n dwepersgees. En dit is goed waarvoor ons moet uitkyk en versigtig wees, want hierdie mense gaan nie die waarheid van jou afvat sonder dat jy 'n ernstige gebed doen en die gees wat in hulle is bind in julle gesprek nou nie. Dit kan jy stil doen, of as jy die vrymoedigheid het om te vra dat ons almal kan saam bid, en dan bid jy dat almal die gees wat in almal is gebind sal word. Maar ek het dit nou al verskeie kere gedoen waar ek agterkom, ek sit nou met 'n godsdienstige geesmens voor my, dan vra ek net waar is die badkamer, dan gaan maak ek 'n draai daar, en daar bid ek teen daai gees. En die doen die skoonmaak soos Yeshua vir ons voorgeskryf het, en dan gaan jy na daai persoon toe, en dit is 'n ander persoon wat dan sit en luister na jou. Want skielik luister hulle, skielik is daar nie meer daai negativiteit nie. Ek het dit ervaar met 'n spiritistiese vrou in Windhoek. Sy was so boos, belaai met hierdie geeste van in die buiteste rein. Sy was 'n spiritistiese geneesheer, 'n kinematic healer noem hulle self. En daar's baie van hulle, die mense gaan na hulle toe, en dan genees hulle die mense, deur hoofsaaklik die mens sit, en dan sit hulle hande van agteraf, nie op die mens nie, maar eentjie daarvan. En dan doen hulle sogenaamde genesing met behulp van buiteruimtelike, soos hulle sê, wesens wat hulle help. Maar dit is niks anders as demone uit die hel nie. En toe ek terugkom van die badkamer af en hierdie mag gebind het, tel ek op in hierdie vrou se gesig is daar 'n verandering. Daar's 'n versagting om die lippe en die oë. En ek vra vir haar, sê vir my die twee mense wat jou altyd bystaan met jou genesings en goed, wat hulle sê hulle is in 'n ruimteskip hier buite die aarde iewers en hulle wag nou net vir die regte tyd om in te kom. Ja, die mense glo dit hoor. En vandag nog meer, ek praat van seker maklik 35 jaar gelede wat dit gebeur het. En toe sê sy, nee, hulle is altyd by my, maar hulle is nou weg. En dit was vir my die bewys wat ek gesoek het, wat eintlik nie gesoek moes gewees het nie, ek moes glo.
Maar dit was die bewys, ja, ons het mag oor daai geeste, want hulle is uit die hel uit, en nie vanuit 'n ander sfeer uit nie. En dis belangrik vir nou, dat ons hierdie goed besef, want Satan kom met al hoe meer van hierdie triks van hom, waar hy die mense gaan mislei, met kantige helpers uit die ruimte uit, en in die werklikheid is dit demone uit die hel uit, wat regtig 'n mooi voorkoms sal kan hê, en baie mooi sal praat, maar, kom uit die verkeerde, dis 'n skynlig. Nou ja, nou lees ons verder, en ons kom agter nou, hoekom hierdie ou so versigtig is, en dit is die les wat ek sê, ons maar moet deurwerk, want dit wys dalk op 'n spesifieke tipe mens aan die einde van die tyd. En die hoofstuk 200 se opskrif is misplaaste vertroue. Ek gaan nou weer na die perse toe, is Joshua, en sê, terwyl ek my hoofsaaklik tot Skabby rig, wel, wat het julle intussen afgespreek? Beskou jy my nog as 'n sluwe jakkals, wat maar net daarop uit is om hulle almal vanweë die Messias van die Judeërs, wat deur die Romeine gevrees word, ter beregting in die onverbiddelike hande van die huidige wêreldheerser oor te lewer. Lyk ek dan werklik soos 'n veragtelike verraaier? Skabby antwoord 'n bietjie verleë, goeie verhewe vriend. Meestal is ons gesig wel 'n spieël van die siel, maar nie altyd nie. Ek het 'n mens geken wie se uiterlike net so volkome gelyk het, soos 'n saggeaarde en trouhartige engel, soos dit vir 'n gesonde oog gelyk het. En tog was dit slegs 'n natuurlike masker, maar die mens was in sy hart 'n baarlike. Nou die woord baarlike word nie meer baie gebruik nie, maar dit beteken sonder vermomming. 'n Satan in optima forma, ten volle. Hy het gelyk soos 'n engel, maar hy het 'n masker gehad, hy was 'n Satan, ten volle Satan. Hy was vanweë sy mooi en sierlike gestalte, selfs 'n gunsteling aan die hof en ook in alle moontlike kunste en wetenskappe, was sy verstand so helder soos die mooiste voorjaarsmôre. Maar sy hart was swarter en duisterder as die fiktiewe Styx, dit is 'n rivier in Hades van die heidene. Wie elkeen wat hom ooit vriendskaplik benader het, dit was alles verlore. Die vroue het hom soos besetenis agterna geloop, ofskoon elke vrou wat hom benader, net so seker 'n slagoffer geword het, soos 'n reendruppel wat nie meer deur die wolk vasgehou kan word nie, en op die aarde val. Maar hy was altyd die onskuldigste, vriendelikste en suiwerste mens. Oral word alles maar net veroorsaak deur onvoorsiene omstandighede. Dit was merkwaardig dat die ongelukkige omstandighede hom nooit getref het nie. Hy kom oral heelhuids daarvan af, slegs diegene wat in sy omgewing gekom het, was altyd hard deur die bose toeval besoek. O, vir sy koning was hy die getrouste dienaar, maar vir elke ondergeskikte was hy 'n wonderlike, lieflike duiwel. In die stad van die koning het 'n ryk Griek, wat hom egter tot ons geloof bekeer het, met 'n jong, wondermooie en lieftallige vrou, wat haar man so trou en toegeneë was, soos my regterhand, my liggaam is, en ook die wil van my hart. Dit het egter nie so lank geduur nie, of die charmante duiwel van 'n man hoor van die mooi vrou, en aanstonds was sy kom en gaan so aangepas, dat die vrou hom wel moes teekom. Die toeval wou dit hê dat die Griek op 'n gegeewe oomblik in 'n afskuwelike klagteprosedure verstrik geraak het, met gebore en getoe pers, vanweë 'n geweierde terugbetaling van 'n baie aansienlike en regmatige skuld, wat die pers by ons Griek gemaak het. Die pers het sy landgenote as skeidsregters gehad, en hulle het dieselfde aard as hy gehad, en daarom kon ons
geen reg op die trouelose pers uitoefen nie, en sy woord kon nie standhou teen die pers nie. Toe sê die vrou wat wel geweet het dat die skone howeling sy oë al hoe gretiger op haar laat rus. Wat dink jy hiervan, as ons die mooi howeling so ver sou kan kry, om ons goeie reg by die koning aanhangig te maak? Die Griek sê, ja, ek weet dat hy jou wel met baie begeerige oë aankyk, en een woord van jou of van my sou baie kan doen, ook al sou daar alleen maar 'n totale sinlose hoop getuies teenoor ons staan. Maar 'n mens hoor oor hierdie mooi howeling niks, beslis niks goeds nie. Ja, 'n mens sou eerder sy vyand as sy vriend wou wees. Wie so vriendelik met hom omgaan, word sonder meer baie ongelukkig. Daarom skyn dit my met verlies van ons vordering, ons die minste van die twee in hierdie bose te wees, en ons sal beter daaraan toe wees, om die eerste en kleinere aan Majesteit Elohim as offer te bring. Daarmee was die mooi jong vrou heeltemal eens. Maar kort daarna kom ons howeling self na die huis van ons Griek, om iets daar te koop. Want ons Griek was 'n juwelier, en het edelstene in goud en silwer geset. Hy het hom baie vriendelik en charmant gedra, en boesem die Griek vertroue in, hoewel die vrou nou baie goed merk, dat sy onwilligkerig bang was vir hierdie aandag, van hierdie tevens ook baie ryk en uiters vrygewige man, want sy het nog nooit gesien, dat iemand dadelik die eerste gevraagde prys vir 'n juweel betaal het, sonder om iets daaroor af te kibbel nie. Daarachter moes iets anders gesteek het. Nou ja, die man en vrou stel ook die persoon voor, waar die vroulike altyd die versigtige is, en ons noem dit 'n sesde sintuig. En almal weet dat 'n vrou 'n baie skerper sesde sintuig het as die man. En nou kom hierdie ou in die huis in, en hy's so charmant, en hy vra nie eers vir afslag nie, hy vat sommer net die prys wat betaal word, en nou kom sy agter, maar hier is iets anders aan die gang. Hier is 'n ander motief. Die Griek wat daardeur in 'n baie goeie by was, want hy het nou 'n goeie koopie gemaak, sê, ag, hierdie man moet maar net vanweë sy skoonheid en beskeidenheid en sy voorreg by die hof baie beneiers het, wat hom beskryf as 'n afskuwelike wese en wat hom by die hof verdag wil maak. Hy praat egter so kalm en wys soos 'n profeet. Waarlik, agter hierdie mens kan niks boos skuil nie. Dit duur nie lank voordat ons howeling weer by ons Griek uitkom en 'n groot in goud gesette diamant koop vir sy tulband wat die koning hom gegee het. Die prys van die diamant bedra 100 pond goud, wat die howeling ook dadelik aan voldoen, want hy het altyd 'n groot gevolg by hom gehad, wat die nodige skatte vir hom moes dra. Maar die Griek sê aan hom, skone, wyse en baie verhewe vriend, help my slegs aan my geld wat ek nog te vorder het van NN. NN is Nomoanesio, die naam ken ek nie. En dan is hierdie kosbare aankope betaal. U woord vermag alles by die groot koning. Ek sal u dankbaar wees. Toe sê die howeling, môre sal u saak bereg word, maar aanvaar desnieteenstaande hierdie goud vir u juweel. Maar omdat ek u heeltemal gratis 'n groot diens bewys het, vra ek van u slegs 'n geringe teenprestasie. Oor 7 dae organiseer ek op die verjaardag van die groot koning 'n groot fees in die groot paradijstuin, en ek nooi u uit na die fees, waarby u dan saam met u vrou in feestklere moet verskyn. Ek sal u daar aan die groot koning voorstel, en u met u vrou na die koning se tafel bring, waar u en die vrou dan baie gunste kan vra. En nou terwyl ek so lees, begin dit vir my duideliker raak, dat hierdie hele ding loop af op 'n vals huwelik aan die einde van die tyd.
met hierdie wêreldse koning en hierdie man wat hom so mooi voordoen en so ryk, wat in die geestelik ryk lyk, maar nie is nie. Hy het heeltyd ander bedoelings. En vir my is dit die kerkleiers wat die mens, die volk, wie deur hierdie Griek en sy vrou voorgestel word, bring na die huweliksmaaltyd van die antichrist. Want dit is duidelik nie Yeshua nie. En dit is waar so baie van ons kerkmense nou op pad is. Hulle glo al hierdie goed wat verkondig word van al die valshede wat op die einde van die tyd nou so in massas na ons toe kom. En profeseë wat nou uitkom, en dis alles te doen om die mens by Satan te kry en nie by Yeshua nie. Want dit is ook 'n feesmaal. In die Odes praat hy daarvan dat daar 'n valse huwelik aan die einde van die tyd ook sal wees deur Satan en die kerk, die se oë heeltemal verblind is. En ek dink dit is wat dit nou hier voorstel. Kom na die koning en dan kan jy enige iets vra. En wat vra hy? Hy vra materialistiese goed. Die pers wat hom so baie geld geskuld het, hy wil hy skuld vereffen nie, hy soek daai geld. Dit is nie 'n geestelike ding wat hy soek nie. En alles wat nou tot nou toe gebeur het met hom en daardie ander man, het berus op materiële dinge wat gekoop en verkoop is. Vir die Griek kom dit baie geleer, omdat hy altyd graag 'n hofjuwelier wou word. So ja, hierdie ou wou bietjie opkom in die lewe. Maar die vrou sê, ons kan dit nou nie meer verander nie, maar daar sal niks goeds van kom nie. Nie vir jou nie en nog minder vir my. Hierdie mens het bose bedoelings met my, en dit kan gebeur dat jy aan my sy geoffer sal word. Die beste sal wees om alles in te pak, en op die vleuels van die wind pad te gee, voor die ongelukkigsbarende 7de dag sal aanbreek. Hierdie 7de dag kan ook wys dat dit nou ook na die tyd voor, aan die einde, ons is nou aan die einde van die 6de dag, dat dit na hierdie tyd toe verwys. En hierdie vrou is sy gewete, en hierdie vrou sê, wat ook dan voorgestel word, deur die suiwer aanhangers van Yeshua. Kom, laat ons nie na daai bruiloft toe gaan nie, kom ons vlug net weg, kom net weg van hulle af. Maar die Griek sê, liewe vrou, versigtigheid is goed, maar om 'n groot wantroue te koester, teen mense wat iemand nog nooit daadwerklik rede daartoe gegee het nie, en van wie 'n mens ook niks anders weet, as wat bose tonge oor hom versin en valslik uitgebroei het nie, iets wat 'n man van eer baie gou oorkom, is net so onverstandig as 'n immorele ligsinnigheid. Die sagsinnige vrou neem genoeg met hierdie baie verstandige teregwysing. Die volgende dag moes die skuldige pers, die Griek, alles betaal. So dit is toe nou gereël. Die rampsalige 7de dag breek aan, soos 'n onoorkomlike of onoorkombare noodlot, en die mense gaan feestelik gekleed na die paradys van die koning. Daar was oral vlamme en lig. Van alle kante straal die goud en edelgesteentes meer as die helderste sterre aan die nagtelike hemel. En musiek en gesang klink deur die lane van die groot tuin, wat met digte loof omheen was. Beide hoef egter nie lang te gewag het voordat hulle deur ons howeling ontdek word nie, en dadelik in die groot tuintempel aan die koning voorgestel word, en vriendelik deur hom ontvang is. In die midde van die groot seiltempel was 'n groot aantal onbeskryflike mooi tafels en sykussings opgestel. En op die tafel staan groot goue bakke vol van die heerlikste geregte, en in groot kristalbekers skitter kostelike wyn en nog 'n aantal ander krye dranke. So hierdie bruilof, hierdie groot verjaarsdagparty, vir my lyk dit dan
met al hierdie pragtige goed wat die mense oë verblind, dat dit die dinge is wat die kerk vir die mense voorhou. Dit is ook kos, woord, en dit is ook wyn, liefde. Maar dit is 'n valse woord en 'n valse liefde, want dit is nie van Yeshua af nie. Ons sal nou sien hoekom nie. Ons Griek moes aan die tafel langs die groot koningstafel sy plek inneem, maar sy mooi vrou word aan die koningstafel geplaas. Die mense eet en drink 'n tyd lank baie gemoedelik, maar ons Griek begin baie gou baie siek te voel, want hy het 'n drankie gekry wat met gif vermeng was, en hy moes na sy huis gebring word. Die vrou word egter na die vertrekke van die koning gebring, en moes daar onder bedreiging van die dood alles met haar laat doen, net so lank as wat hulle genoeg van haar gehad het. Hoewel die Griek nie van die gif gesterf het nie, is hy nog tot op hierdie oomblik verlam, en hoe toegetakel sy vrou daar uitgesien het, toe sy na 7 dae tuis kom, kan elkeen homself wel voorstel. Dit was die resultaat van 'n te vinnige vertroue in 'n mens, wat uiterlik aan elkeen alle vertroue ingeboesem het, terwyl sy hart deur 'n hele horde van die ergste duiwels bewoon was. Die twee egter, wat dit nie so lank gelede beleef het nie, sit vanweë hulle swakte daar eenkant, en kan dit wat ek nou vertel het, met hulle eie woorde bevestig. Vriend, as 'n mens sulke dinge meegemaak het, weet 'n mens werklik wel waarteen 'n mens versigtig moet wees. Einde van daai verhaal van die twee mense. En ja, dit is omdat beide, die man, die Griek en hierdie ou, met hulle verstand, deur hulle verstand gelei word, en nie deur hulle hart nie. Die vrou was deur haar hart gelei, maar die man het haar met 'n goeie oortuiging verstandelik gekry dat sy dan maar ingeval het by hom. Alhoewel hy eintlik verkeerd was en die vrou se besluit moes gevolg het. En nou, dit is dan die beloning. Hy het hierdie giftige evangelie ingekry, is amper dood, maar sy vrou is verkrag en mishandel en vir 7 dae lank in hierdie koning se kamers, deur hierdie howeling en seker nog ander ook. En verkrachting in die gees is daar baie oor geskryf in die Bybel, as jy die profeseë reg kan verstaan. Want dit is wat die kerk met die menslike siel doen. Die menslike siel word verkrag nadat hulle lekker geëet het aan die vals godsdienst en lekker deelgeneem het aan die valse liefde, werke wat Vader nie voorgeskryf het nie, en wat gedoen word in omtrent al die algemene kerke in ons land. En dit is vir my die les wat ek hier kry. Ek weet nie, ek vra vir julle of julle iets meer daaruit gekry het as wat ek nou gesê het. Ja, ek stem 100% saam met jou. Dit is vir my, dit wys die Satan, dis twee van sy staatmaker tegnieke. Die een is die godsdienstgees, dis ou Skabie. Ja. Dit is hierdie verstarde, veral hierdie Israeliete wat vir Yeshua verwerk. Ja. Dis daai gees. Die ander een is die wêreldgees. Dit wat die mens verblind met die wêreldse rykdom, soos jy sê, onder andere in die kerke. Ja. Nou ja, dis twee maniere hoe die duiwel dit reg kry dat mense met hulle verstand dink in plaas van hulle hart. So in albei gevalle was die fout dieselfde. Hulle het nie met hulle hart gedink nie, maar met verstand. En uiteinde daarvan is ellende. Dan is daar nog die situasie van die skuld wat vrygekoop word. Ja. Skuld is altyd, Yeshua koop al ons skuld vry, en hy het dit klaar gedoen. Ons het dit nou verniet. Ons moet net vra. Maar hierdie howeling het hom toe nou in 'n posisie ingewerk dat hulle glo toe
En hy het dit gedoen, hy het hulle wêreldskuld vir hulle gekry, dat daai ou dit gaan betaal het. Hulle het op seker gedryf. So hy het nou nog hier ook in 'n posisie van 'n skuldvergifnis en 'n skuld beredder gaan tree. En dit is die vals Jesus in die kerk. Die anti-Kris in die plek van die anti-Kris. En mense moet baie mooi kyk. Nie almal wat sê Here, Here staan in die Bybel is hulle wat ek liefhet en wat na my toe kom nie. Die Jesus wat jy in die kerk teekom, moet jy eers ontleed. En jy moet mooi kyk waarmee jy te doen het. Baie mense is seker al dik vir my wat ek so baie teen die kerke praat. Maar Yeshua het nooit iets goeds van die tempel te sê gehad nie, omdat hy deur en deur boos was. Terwyl hy almal wat buite die tempel was, hy het selfs 'n paar fariseërs wat hy geweet het ook maar gedwing was om daar te wees, het hy ook gered. Maar hoofsaaklik het hy die mense wat onkundig was, maar wat wel 'n bietjie liefde in hulle harte gehad het, het hy na hom toe getrek. En dit is waarheen ons ook moet gaan. En wanneer jy met iemand in die kerk praat, moet jy eers duidelik by hom die toedrag van sake met sy Jesus uitlê. En daarom moet jy die toestand in die kerk ken. Byvoorbeeld, vra jy vir die lidmaat, waar het Jesus ooit gesê dat kinders gedoop moet word? Sê dit vir ons. Waar het Jesus gesê in die Bybel dat kinders eers op 18 jaar aangeneem moet word, maar vir hulle hele tyd voor dit is hulle nie deur die kerk aangeneem nie? Is hulle eintlik ontuchtige kinders, buiteegtelike kinders? En nou op 18 neem die kerk, en waar staan dit in die Bybel? Waar staan dit in die Bybel dat die mense wat Jesus se woord verkondig, hulle self met titels mag benoem? Want daar staan eksplisiet in die Bybel dat hulle dit nie moet doen. En dan, waar het Jesus ooit gesê, ek woon in tempels wat deur mense hande gebou is? Hy het dit nêrens gesê nie. En dit is juist daardie dinge wat in die kerk verkondig word, wat die mense so laat dwaal, dat hulle gaan glo in 'n Jood wat in 'n tempel gaan sit en heers aan die einde van die tyd. En dit gaan hulle dood en ondergang wees. Yeshua kom in die gees. Yeshua, die ware een, kom in die verborgenheid. Hy kom in die woord. Hy leer vir ons deur hierdie dinge, leer hy ons. En dis sy koms, want hy woon in die mense tempels, in die harte van mense wat hom liefhet. Dis waar hy sy tempel gaan oprig aan die einde van die tyd. En dit gaan soveel mense gaan dwaal, want hulle kan dit nie sien nie. Want hierdie pragt en praal van die kerk en Satan wat daar agter sit, verblind hulle. En dit is nie net die Romeinse kerk wat pragt en praal het nie. Die ander het dit ook, net in 'n mindere mate. So, wees versigtig en luister na jou hart. Dis al wat hierdie les vir ons sê. Baie dankie. Amen.